Is hy? Ja, hy is aan. Okay. Wie van julle het 'n swak maagie? As ek nou praat van bloederigheid en raak jy, want ek kan nie na sulke goed kyk nie, né? So as hulle nou stories op TV het en daar is 'n operasie, dan moet ek maar eerder die vertrek verlaat. Ek het 'n baie swak maagie. So wie van julle is saam met my in daai kamp, né? Kom maar jou hand opsteek, nee, ek sal van niemand sê nie. En so gebeur dit toe, die dag nadat my jongste dogter, nadat sy gebore is, en hulle kom uit die hospitaal uit, en mamma sê, sy gaan net gou dorp toe, en die volgende oomblik, toe ruik ek iets, en dit was nie baie lekker nie. En ek dink en ek soek en ek sien, dit kom seker uit hierdie kind uit, né? Hierdie klein babietjie wat daar op die bed lê, en ek is braaf, né? Ons het darmal een groot gemaak, so ons kan seker 'n tweede een ook groot maak, en toe ek daai doek so oopmaak, né? Dis dit so groen massa. En ek skree, Bokkie, net maar ek hoor die voordeur is klaar toe, en ek dink sy het geweet. Sy het daai deur toegeslaan uit by die hek winkels toe. Die ergste van alles was nie noodwendig die reuk nie, maar dit was toe ek per ongeluk my vingers daarin gedruk het. Nee, dit was 'n aardige storie. En dan is dit asof jy moet 3 keer hard sluk, né, om alles net binnekant te hou. En partykeer dan word 'n mens naar van al die goedes wat jy partykeer sien, en so dit is so dat jou maag begin draai, so erg is dit. En ek sal nou vir julle sê hoekom ek met hierdie ding begin het, want verlede week ons is nou besig met die 3de deel in ons reeks wat gaan oor Christen ateïs. 'n Ateïs is iemand wat sê dat God nie bestaan nie, en hulle leef ook asof God nie bestaan nie. 'n Christen ateïs aan die ander kant is iemand wat glo dat God bestaan, selfs glo dat Jesus die seun van God is, maar leef asof God nie bestaan nie. So ons het gepraat oor die feit dat daar mense is wat sê dat hulle glo in God, maar hom nie ken nie. Ons het verlede week gepraat oor mense wat sê dat hulle glo in God, maar hulle vrees hom nie, daar's geen respek vir God nie, hulle hou aan om te leef net soos wat hulle wil leef. Volgende week praat ons oor die feit dat daar mense is wat sê dat hulle glo in God, maar hulle vertrou hom nie ten volle nie. So daar is sekere areas van ons lewens wat ons sê dat ons God vertrou, maar dan is daar ander areas in ons lewens wat ons eerder vir onsself hou. Vandag egter praat ons oor die feit dat daar mense is wat sê dat hulle glo in God, maar hulle wil nie oorboord gaan nie. Hulle wil nie Jesus freaks wees nie. Hulle wil net so half daar wees, hulle wil bietjie onder die radar wees, hulle wil nie deur mense gesien word nie. En dan moet ons verstaan dat daar is iets op ons lewens geplaas, dat ons geroep is om verteenwoordigers te wees van God. En die gedeelte wat ons gaan lees vanoggend is uit Openbaring hoofstuk 3. Nou net om vir julle 'n idee te gee, Jesus skryf, en dan skryf Johannes dit wat Jesus aan hom openbaar, want dit is die openbaring van Jesus Christus, nie die openbaring van Johannes nie. Johannes is net die een wat dit vasgevang het en dit neergeskryf het. Dan skryf hy briewe aan 7 gemeentes. En die eerste 6 gemeentes waarna hy skryf, dan sê hy, julle doen hierdie baie goed, né? Maar dit het ek teen julle. Dan sê hy, daar's sekere goed wat julle goed doen, maar daar is sekere goed wat julle nie goed doen nie, en dit is hoe julle dit kan regstel. Wanneer Jesus egter kom by hierdie laaste brief, en dit is aan die gemeente van Laodicea, dan is daar nie een ding wat hy sê wat hulle goed doen nie. Hy sê dat daar is goed wat verkeerd is in hulle gemeente en in hulle gemeenskap, maar daar is 'n manier hoe hulle dit kan regstel. So daar's eintlik niks goeds wat hy te sê het van hierdie gemeente nie. So 35 jaar voordat hierdie brief geskryf is, was daar 'n geweldige aardbewing wat die hele dorp omtrent vernietig het. Maar gelukkig het hulle baie sterk ekonomie gehad, so hulle kon weer alles opbou.
En hulle het groot amfitheaters gehad en teaters en openbare baddens waar die mense ontspan het en al. So hulle het regtig baie geld gehad om alles te kan opbou, om alles te kan regkry. So as jy miskien dink aan vandag aan iets soos Dubai, wat baie luxe is en al daai tipe van goed, dit is die tipe dorp wat Laodicea was. En dan lees ons in Openbaring hoofstuk 3 vers 14. Dan sê Jesus, skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, ons is skatryk, ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie, dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. En dan in vers 20, dan sê Jesus, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. En Jesus sê vir hierdie gemeente, hy sê nie vir hulle, ek sien die geloof wat julle het nie. Hy sê vir hulle, ek sien die dinge wat julle doen. Ek sien die dade wat in julle lewens inspreek. Ek sien die manier hoe julle leef. Nou, jy kry lekker warm koffie, né? En dan kry jy iced koffie. Né? So jy kan dit bestel. Jy bestel dit so, dan bring hulle dit vir jou so. En dis albei lekker. Wat nie lekker is nie, is daai koppie koffie wat daar op jou tafel staan, hy's nou al so witterig bo, né? En as jy hom drink, dan is dit so 'n lou affære. Dit is glad nie lekker nie. En wat met al die geld en alles wat hierdie mense van Laodicea gehad het, was daar een probleem. En die probleem was dat hulle nie water gehad het nie. So hulle moes water aanlê. Hulle moes aanlê van Hierapolis en van Kolosse, moes hulle die water na Laodicea toe laat vloei. En van die een het die warm water gekom en van die ander het koue water gekom. En dan wanneer hulle in die tempel was en dat hulle offers moes gebring het, die mense wat nou 'n bietjie status gehad het, hulle het voor in die tou gestaan. So as die water inkom, dan kon hulle 'n keuse maak, wil hulle koue water of wil hulle warm water hê. Nou as jy 'n gewone ouetjie was soos ek, dan het jy nou redelik agter in die lyn gestaan en teen die tyd wat jy daar kom, was die water nie meer warm of koud nie. Die water was lou. En dan moes jy nou maar daarmee tevrede wees. So wanneer Jesus met hierdie mense praat en hy sê, julle is nie warm nie, maar julle is ook nie koud nie. Julle is lou. Dan het hulle presies geweet wat Jesus vir hulle probeer sê. Want dit is die omstandighede waarin hulle geleef het. En dan sê Jesus vir hulle in vers 16, hy sê, maar nou omdat julle lou is en nie warm is nie en ook nie koud nie, gaan ek my uit my mond uitspoeg. Nou daai woord dis die eerste en die enigste keer wat daai Griekse woord gebruik word. En dit beteken om uit te spoeg. Dit is gut-wrenching. Dit is iets wat jou verskriklik naar maak. Dit is as jy dit inkry, dit is soos 'n 2 dae oue eier en mayo broodjie, hè, wat jy daar in jou kar se kabiel ontdek. Hy's nog net so liggroen, hy's nog nie donkergroen nie. So dan besluit jy eet nou maar so om dit en dan ewe skielik is daar 'n teenreaksie, né, wat in jou liggaam plaasvind. Dis daardie om so naar te wees dat dit om so siek te wees dat dit jou eintlik naar maak. En dit is wat Jesus vir hierdie mense sê. Hy sê, julle moet baie mooi verstaan, wanneer jy apaties is, wanneer jy nie toegewyd is nie, wanneer jy nie uitverkoop is aan my nie, dan maak jy my naar. Wanneer jy net drift, wanneer jy net aangaan met jou lewe en dink dat alles is reg, dit maak my naar.
wanneer ons nie toegewyd is nie, wanneer ons nie totaal uitverkoop is nie. Dit is soos 'n oxymoron, né? Wat beteken dit, né? Dit beteken dat jy twee woorde gebruik en saamvoeg dis eintlik twee teenstrydige woorde, soos ou nuus of Microsoft Works, né? Of dalk munisipale effektiwiteit, né? Ons weet dit is iets wat glad nie bestaan nie. En in hierdie geval is dit lou Christen. Is dat die mense is nie gekommit om te doen dit wat God van hulle vra nie. Hulle het alles. Hulle het alles wat hulle graag wil hê. Behalwe die ding wat die belangrikste is. En dit is om 'n verhouding met God te kan hê. En daar is 7 dinge wat ek vir julle gaan sê of gaan noem van hoe lyk iemand wat 'n lou Christen is. En miskien sien jy jouself iewers of miskien sien jy wat dit is iewers waar ek was van tevore in my lewe of miskien is dit 'n area in my lewe waarna ek moet werk. Nou ek sê altyd vir mense, 'n kort potlood is beter as 'n lang geheue. Okay? So jy kan neerskryf. Maar gelukkig post ek dit so jy kan weer gaan luister daarna. Okay. Die eerste ding is lou Christene soek die aanvaarding van mense eerder as die aanvaarding van God. In Timoteus dan skryf Paulus aan Timoteus, hy sê die mense sal in die laaste dae hulle self lief hê meer as vir ander. Dat mense eerder sal wil weet al my fotootjies op Facebook, like dit asseblief. Dra ek die regte skoene? Leef ek in die regte area? Ry ek die regte kar? Het ek die regte werk? Like my tog net asseblief, dat mense so geabsorbeer word deur dit wat op sosiale media gebeur en dit wat ander mense van hulle dink, dat hulle meer die aanvaarding soek van mense as om die aanvaarding te soek van God. Dat hulle meer ingestel is om eerder mense tevrede te stel. Ons wil nie mense offend nie. Ons wil nie maak dat mense nie van ons hou nie. Ons soek die aanvaarding van mense. En baie keer is dit die geval met ons jong mense. Jy wil tog net bietjie inwees. Jy wil tog net deel van die groepie wees. Jy wil tog net hê dat as iemand gekies moet word, moet hulle jou kies. Dat ons eerder soek na mense. En dan sê Jesus, hy sê, wees versigtig. Wees versigtig as die mense van die wêreld goed praat van julle. Want dan beteken dit waarskynlik dat jy nie veel anders leef as die mense van die wêreld nie. Dat jy graag eerder hulle tevrede wil stel as vir God. Die tweede ding is dat mense wat lou is, deel selde die goedheid van God. Die verlossing wat Jesus Christus bring. En dit is miskien omdat ons te bang is, want ons wil nie iemand te nakom nie, ons wil nie iemand offend nie, ons wil net 'n rustige lewe lei, ons sal glo soos wat ons glo, ons wil nie die appelkar omgooi nie, ons wil net 'n normale lewe lei, en dit is asof ons baie keer vergeet wat se impak die evangelie van Jesus Christus op ander mense se lewens kan hê. Dat dit actually mense se lewens kan verander. Die derde ding is dat lou Christene rasionaliseer hulle sonde. Nou wat beteken dit? Dis nou 'n verskriklike woord. Dit beteken eenvoudig dat hulle gee sonde 'n ander naam. So dis nie meer oorspel nie, ons noem dit nou 'n affair. Okay? Dis nie pornografie nie, dit is volwasse vermaak. Nee? Ons gee dit 'n ander naam sodat dit gemakliker op die oor is. Dat ons rasionaliseer, ons maak dit vir onsself 'n manier dat dit deel kan wees van ons lewe sonder dat ons nou te sleg voel daaroor. Hierdie is my liggaam, dis my lewe, ek kan maak daarmee net wat ek wil, want ons rasionaliseer die sonde in ons lewens.
Die vierde is dat ons dink meer aan die tyd op aarde as aan die tyd hierna. Besef julle dat 85 jaar oud is eintlik nie baie nie. Okay, het voel vir party baie, né? Want jy gaan slaap heel normaal en in die volgende oggend as jy opstaan is daar pyne wat jy nie geweet het waar hulle vandaan kom nie. En ons dink dat ons lewe op aarde is al wat saak maak. Daar is 'n langer lewe hierna. Die lewe wat ons het is nie net vir vandag nie. My gunsteling, wat sal ou nou sê, quote, is uit Gladiator. Wie van julle het Gladiator gekyk? Daar net voor die oorlog, né? Toe gaan staan hy so, toe vryf hy die grond so in sy hande. En toe praat hy met sy manne, en toe sê hy vir hulle, what you do in life echoes in eternity. Hoe jy jou lewe hier leef, bepaal waar jy gaan wees in die lewe hierna. En die lewe hierna is baie meer realisties as hierdie lewe. Maar mense, en veral Christene, dink dat alles gaan oor hier en nou, wat ons hier bereik, wat ons hier by mekaar kan maak. In plaas daarvan om te vra, maar wat ek doen hier, bepaal waar ek die res van my lewe gaan spandeer. Die dag, want die slegte nuus is, niemand van ons verlaat hierdie planeet lewendig nie. Ons almal het 'n expiry date. Maar wat gaan ons doen hierna? En die lewe wat ons nou leef, bepaal waar ons gaan wees hierna. Bepaal die belonings wat ons gaan ontvang, bepaal die krone wat ons gaan ontvang, bepaal al die goed wat God vir ons wil gee. Dit gaan nie oor in hierdie lewe nou nie. En dan sê iemand nou vir my, ja, 'n vriend van ons is oorlede, hy het 'n 100 jaar lewe in 50 jaar ingepas. My vraag is, wat was sy verhouding met Jesus Christus? Want alles wat jy gedoen het, of jy nou baie goed vir baie mense gedoen het, waar gaan jy die res van jou lewe deurbring? Sy nou af. Is tog aan. Dit. 1, 2, nog, nee. Nou, ja. Hou hom net so, hoor. Okay, nou is hy reg. Die 5de ding is dat Christene soek God in hulle tye van nood. Is dat wanneer dit met ons goed gaan, dan dink ons selde aan God. Ons dink selde aan die goedheid wat hy vir ons gee. Maar dan het ons so 'n gereedskapkassie, dat wanneer daar iets in ons lewe gebeur, dan moet ons God gou uithaal. Wanneer daar tragedie is, wanneer daar dood is, wanneer daar verlies is, dan is dit wanneer ons na God toe gaan en hom soek. In plaas daarvan dat hy die hele tyd deel is van ons lewens. Dat ons hom sal prys in die tye wanneer dit goed gaan en in die tye wanneer dit sleg gaan. Dat ons God sal loof vir wie hy is en nie noodwendig altyd net vir alles wat hy doen nie. Dat hy altyd 'n prioriteit in ons lewens sal wees. Nommer 6 is wanneer Christene gee net wanneer dit gemaklik is. So as ek alles betaal het, dan sal ek vir die kerk gee. As ek die swembad ingesit het, dan sal ons gee. As alles in my lewe uitwerk, dan sal ek gee wat God van my vra. Maar moenie van my te veel vra nie. Ek sal gee soos wat dit my pas. En die laaste ene, nou Christene verskil nie regtig baie van die wêreld nie. Kyk dieselfde flieks, luister na dieselfde musiek, doen dieselfde goed as wat die wêreld doen, in plaas daarvan om anders te wees. Want ons het 'n besluit geneem in ons huishouding, is dat ons kyk nie na goed waar daar
godslastering in is nie. Want dit is so maklik. Oh my God, gebruik Jesus se naam. Sit ietsie voor Jesus se naam, net om dit meer kras te maak. En dit is interessant dat hulle dit altyd doen, net met Jesus Christus se naam. En nie met een of ander afgod nie. Want hulle doen dit met iets wat bestaan. Hulle gebruik nie iets wat nie bestaan nie. En so was ons by vriende van ons en toe is daar ook weer geswets, weet, want op Mnet kan jy nog die klank so stel dat hulle dit uitsny. Maar enige ander fliek moet jy dit nou maar vat soos wat dit kom. En toe gebeur dit nou en ek en my vrou staan op en ons loop en nou stop die maatjie van my die fliek en wag dat ons nou moet terugkom. Toe sê ek vir my, ons kyk nie hierna nie. Ons kyk nie na goed waar hulle Jesus se naam so uitlik gebruik nie. En sy reaksie is, maar dan kan jy niks kyk nie. Toe sê ek vir hom, maar dan kyk ons niks. Dan kyk ons ander goeters. Maar ons gaan onsself nie daaraan blootstel nie. Nie dat ek sê, ons is beter as ander mense nie, dis nie wat ek sê nie. Maar as jy nie anders is as die wêreld nie, wat is jou getuienis dan? As jy doen dit wat die wêreld doen, as jy kyk na dit, as jy absorbeer dit, as jy verbruik wat die wêreld verbruik, wat is jy anders? Wat is ons anders as die mense van wie Jesus hier praat? En hy sê as ons lewens so lyk, dan is ons lou Christene. Dan is ons verwerplik, dan is ons vasgevang in hierdie alledaagse ding, want dit voel partykeer dat ons is voltyds pa en ons is deeltyds Christen. Ons is voltyds besigheidsman en ek is deeltyds Christen. Ons is voltyds boer en ons is deeltyds Christen. Dit is asof dit net iets is wat deel is van ons lewe, maar dit is nie 'n prioriteit in ons lewe nie. En waar staan ons in ons verhouding met God? En ek praat van myself, ek moet na my eie lewe kyk en sê maar, weet, waar pas dit in? Want alles is net 'n gejaag. En as jy weer sien, dan is die week verby. As jy weer sien, is daar nog 'n dag verby. Daarom het jy vanoggend jou Bybelversie op jou Bybel-app gelees, maar daar's so gejaagdheid in ons lewe, want alles moet nou gebeur, alles moet vinniger gebeur. Dat ons baie keer mis dat ons 'n verhouding moet hê met God. En ek dink die rede hoekom ons baie keer so half apaties is dat ons het 'n bitter gemaklike Christendom. Bitter gemaklik. Daar's nie vervolging nie. Ons hoef nie oor ons skouers te loer as ons vanoggend hier by die kerk instap nie. Ons hoef nie bang te wees dat ons gebom gaan word nie. Ons hoef nie bang te wees dat ons lewens gaan verloor nie. Dit is asof dis net te gemaklik. En miskien wanneer jy in 'n ander land is waar jy weet jy miskien jou lewe gaan verloor omdat jy 'n Christen is, daar word jy getoets om te sê, gaan jy regtig bely dat Christus die Here is? Of is daar maar net iets wat jy sê? En wat ons as Christene moet verstaan is dat tye is besig om te verander. Daar is meer mense wat gekant is teen Christendom vandag as ooit in die geskiedenis. Daar's meer mense wat gekant is teen die woord van God as ooit in die geskiedenis. En waar staan ons? As iemand vandag 'n bietjie druk op jou moet plaas, wat is jou belydenis? Sal mense kan sien dat ons kinders van God is? Sal ons onder druk kan verklaar dat Christus die seun van God is, dat hy ons verlosser is? En hierdie brief wat Jesus hier skryf, moet ons ook gaan kyk na ons eie lewe. Ons het die stadions, ons het die winkels, ons het al die goederes, ons het die rykdom, en miskien voel jy nie ryk nie. Maar ons is ryk. Ons het hiernatoe gery vanoggend.
Jy het 2 toilets in jou huis, wat baie mense nie eens het nie. Ons is ryk, ons het goed in ons lewe, en daarom is dit belangrik, dat ons moet verstaan, en ons moet vir onsself die vraag afvra, waar is ons in ons verhouding met God? Sal ons bereid wees om op te kan staan en te kan sê, dat wanneer mense druk op ons plaas, dat ons bly kinders van die Here, en hy is die enigste manier, hoe dat mense gered kan word. Jesus sê vir hulle, julle sê ons is ryk, ons is skatryk, ons het niks meer nodig nie. Julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. En hy praat met Christene. Hy praat nie met ongelowiges nie. En miskien vandag is daar hierdie ding wat in jou oor fluister. Miskien is daar vandag dat die Gees iets in jou oor fluister om te sê, maar is jy regtig uitverkoop aan Christus? Is jy regtig uitverkoop aan die evangelie? Is jy regtig op daardie punt waar jy vir mense sal kan sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Want dis ongelooflik. Hoeveel mense wat nou hoog, hulle is so gestudeerd, hulle is amper by die poorte van die hemel. Hulle weet alles. Want ek kyk eendag die program, ek kan nie eens onthou wat se program was. Ek was so, amper sê ek iets, ek was kwaad. Ons stel dit so. Nou vra hulle vir hierdie mense, hulle praat met professors, dominees. Nou vra die ou vir hulle, wie is God vir jou? Die een ou wat een of ander dominee is daar onder in die Kaap, hy sê, daai is 'n baie komplekse vraag. Nee, dit is nie. Of jy ken God, of jy ken hom nie. Dis so maklik soos dit. Of jy weet, hy is jou Vader en jou voorsiener en jou beskermer. Hy is die onderhouer van alles, hy het alles gemaak. Hy het jou gemaak, daar waar niemand jou kon sien nie. Of jy weet dit of jy weet dit nie, dis nie 'n komplekse antwoord nie. Dit is mense wat nie op die punt kan gaan om te kan sê, dit is wat ek glo. Want ons is te bang vir dit wat die wêreld sê. Ons is te bang vir dit wat die wêreld dink. En dis baie keer die probleem met ons kerk, is dat hulle nie wil opstaan vir dit waarin die mense glo nie. Hulle wil nie opstaan vir dit wat die Bybel sê nie. Hulle wil nie opstaan en vir mense sê, die manier hoe jy leef en wat jy doen, is nie reg nie. Want ons is te bang ons offend mense. Ons is te bang mense loop. Maar ons moet een ding baie mooi verstaan, is dat ons gaan verantwoording doen vir dit wat ons gesê het en wat ons nie gesê het nie. So waar staan ons in ons verhouding met God? Waar staan ons in ons lewe? Waar is Christus? Wat is sy plek in my lewe? Want daar is 'n uitnodiging om hierdie ding reg te kan stel. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Mense gebruik baie keer daai vers as 'n evangelisasievers. Jesus skryf hierdie vir mense wat sê dat hulle Christene is. Hy sê ek staan by die deur van jou hart en ek klop. En as jy vir my laat inkom, sal ek saam met jou 'n feesmaal geniet. Jesus staan by elkeen van ons se hart en hy klop. En ons het 'n keuse om hom in te laat. Dat hy deel word van wie ons is. Hy ken jou soos niemand anders jou ken nie. Christus aanvaar jou net waar jy is. Jy hoef nie te gaan en eers te gaan regmaak nie. Jy hoef nie te gaan en eers die perfekte lewe te gaan lei nie. Jy kan na Christus toe kom net soos wat jy is.
Nou, vandag, hier, kan jy na Christus toe kom en hy aanvaar jou net soos wat jy is. Maar hy los ons nie so nie, hy vergewe ons, hy maak ons nuut, hy maak ons skoon, dat ons sy kinders kan wees, dat ons kan uitgaan en kan gaan getuig van dit wat hy in ons lewens gedoen het. Miskien het jy dit al lank terug gedoen, miskien wil jy dit vandag doen, miskien kom jy agter in jou lewe dat daar goed gebeur het wat jou weggetrek het van hom af. Die uitnodiging is vir elkeen vandag, dat Jesus vir jou sê, hy staan by die deur van jou hart, en as hy inkom, sal hy jou hele lewe verander. En wanneer Christus in ons lewens inkom, dan verander alles, die ou goed word nuut. Alles word nuut gemaak. Want dit is wat Jesus Christus in ons lewens doen. Dan soek ons nie meer die erkenning van die mense van die wêreld nie. Dan is ons nie meer bang om vir hulle te vertel van Jesus Christus nie. Dan besef ons dat wanneer ons gee ons actually dit wat God vir ons gegee het. Dat alles wat ons het, behoort in elk geval aan hom. Ons rasionaliseer nie meer ons sonde nie. Ons erken dit, ons bely dit, en ons neem afskeid daarvan, ons los dit agter ons. En dit is moontlik wanneer ons Jesus Christus in ons lewens inlaat. Dat ons hom met oorgawe dien. Want daar gaan 'n tyd kom, miskien nie in almal van ons se lewens nie, maar ek dink in baie jong mense se lewens, daar gaan 'n tyd kom, wat jy gaan moet sê, is jy in, of is jy uit? Glo jy dat Jesus Christus die enigste manier is waardeur ons gered word? Glo jy dat God jou sondes kan vergewe? Glo jy dat God jou hele lewe kan verander? Glo jy dat wanneer jy die evangelie met mense deel, dat die krag van die evangelie daar is om mense se lewens te verander? Besef jy dat dit wat jy het is 'n gawe van God, en dat ons dit gebruik in die koninkryk? Is jy in, of is jy uit? Ons kan nie lou wees nie. Jesus sê, as julle maar net warm was, as julle maar net gebrand het vir die evangelie, of as julle maar net yskoud was en niks daarmee te doen wou gehad het nie, moenie tussenin wees nie. Kies vandag, besluit vandag, wat se prioriteit Christus in jou lewe het. Here, ons dankie vir die wete dat U ons roep om U kinders te kan wees. Ons dankie Here dat U die weg oopgemaak het sodat ons by God die Vader kan uitkom. Ons dankie Here dat U ons liefhet, dat U U lewe vir ons gegee het. En ek wil bid vanoggend Here dat deur U Heilige Gees dat U ons sal oortuig van areas in ons lewens wat ons aan prioriteit moet gee, dat ons U eerste sal stel. Dat ons nie ons sonde sal rasionaliseer nie, dat ons sal gee met vrymoedigheid, dat ons U sal lief hê, dat ons U sal verkondig. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.